Welkom by ons Afrikaanse lesstudie. Ons is in die tweede kwartaal en ons begin met 'n nuwe in-diepte Bybelstudiereeks om 'n hegter verhouding met God te hê. Die vraag is, hoe kan ek 'n hegter verhouding met God hê? Dit raak alle ander aspekte van die geloofslewe aan. En so ontstaan die vraag, watter prentjie draai jy in jou kop rond oor die Here? Is dit verwronge of dalk wasig soos 'n swak foto? Indien dit die geval is, kan jy tydens hierdie kwartaal se studie die Here vra om jou 'n duideliker en onbedorwe prentjie van God te skenk. Miskien wonder jy ook, hoe bring ek 'n herlewing in my stilte tyd? Dit wil sê, hoe bring ek 'n herlewing in my Bybelstudie en gebedslewe teweeg? Soms behels hierdie kwelvrae ander lewensfasette wat duidelike uitwerking op mens se bande met God het. Jy wonder byvoorbeeld oor die rol wat hoogmoed teenoor nederigheid, geloof teenoor kennis en sonde teenoor die wet van God speel. Wat van berou en vergifnis? Hoe kan ek aansla en terugsla oorkom is die vraag. Hoe bemoedig mens ander in hul wandel met God? Die bande tussen jou en God is die heel belangrikste verhouding in jou hele lewe. Moet dus nie die kans om daardie boesemvriendskap op te bou en te beveilig en so sterk as moontlik te maak verspeel nie. Onthou net, van uitstel kom afstel. Vandag is die dag om aan daardie verhouding te werk. 'n Verhouding wat elke faset van jou lewe sal raak. Jou huwelik, indien jy 'n lewensmaat het, die opvoeding van jou kinders indien jy enige het, jou vriendskappe, die bestuur van jou finansies, hoe jy ontspan, die dinge waarna jy strewe en natuurlik ook jou ewige toekoms. In les 1 begin ons met 'n realiteitstoets. En ons fokusteksvers vir hierdie week kom uit Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my, staan daar geskrywe. Hoe staan sake tussen jou en God? Is jou verhouding met hom sterk en dinamies? Ruim jy tyd in om daardie band te verstewig, om sy geesvervulde woord te verken en om met hom te praat soos met 'n vriend? Indien wel, hoeveel tyd staan jy hieraan af? Elkeen van ons het 'n ander verhouding met God ontwikkel, maar ons stem almal oor een ding saam, hierdie verhouding kan en moet net groei. Die eerste stap wat ons moet neem om te groei, is om bewus te wees van ons huidige situasie. God het vir ons 'n algemene boodskap gegee oor die geestelike toestand van die kerk in hierdie laaste dae. Nou moet ons onsself ondersoek om te sien watter deel van daardie boodskap op ons van toepassing is en hoe ons verhouding met God kan versterk en verdiep. In hierdie week se les kyk ons na 'n paar hoofaspekte. Die eerste ene is die boodskap van God. En onder daai hoofpunt gaan ons kyk na evaluering, oplossing, die resultaat en bevrediging. En dan gaan ons na die tweede hoofpunt kyk, die realiteitstoets. En daar gaan ons kyk die loot en die wingerdstok en dan gaan ons kyk na die sap. Kom ons kyk eers na die boodskap van God. Gestel Jesus moes die verhouding wat jy tans met hom het beskryf. Wat dink jy sou hy sê? Miskien sou hy sê, dit is sterk, of dalk dat dit sterker in die verlede was. Dit bring ons by 'n verdere vraag. Wat as Jesus hier aan die einde van die wêreldgeskiedenis sy hedendaagse volk moes beskryf het? Wat hy inderdaad gedoen het. Kom ons gaan lees in Openbaring 3 vers 14 tot 22. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodisense. Dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm is nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie,
sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe, en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Kom ons begin met die evaluering. Openbaring 3:17. Want jy sê jy is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig, beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Die boodskap aan die 7 kerke bied die toestand van die wêreldkerk van die apostoliese tye tot vandag toe aan. In die aanbieding van die boodskap vir ons tyd, Laodicea, stel Jesus homself voor as die Amen, die waarheid, die getroue en waaragtige getuie. Wanneer ons na onsself kyk, sien ons waarheid. Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, volgens Openbaring 3:17. Maar Jesus sien die waarheid, ons realiteit. En dit is, jy is elendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak, ook volgens Openbaring 3:17. Jesus sê aan ons, dit wil sê aan die eindtyd Christen, dat hy weet wie en wat ons is. Volgens hom is ons nog koud, nog warm. Hoe so? Omdat ons vanuit ons oogpunt beskou en self voldaan is. Met ander woorde, dat ons reg is net soos ons is. Dae en weke gaan verby waarin ons net sporadies tyd saam met die Here deurbring. Klaarblyklik is dit vir ons voldoende. Tog is dit alles behalwe die geval. In werklikheid is ons behoefte aan die Here heelwat ernstiger as wat ons besef. Ons moet kies of ons leef voluit vir Jesus en sy liefde, of ons lei ons lewens sonder hom. Vanuit God se oogpunt is 'n klinkklare besluit beter as om te hinker op 2 gedagtes. Nou is die tyd om onsself te evalueer. Is ek bewus van wat ek werklik het en wat ek nog nodig het? Hoeveel het ek gegroei in my verhouding met Jesus? Verander ek ten goeie, is die vraag. Kom ons kyk na ons volgende punt, die oplossing. Wat is die oplossing, is die vraag. Openbaring 3:18 sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat met vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. In antieke tye het die koop van iets op ruilhandel neergekom. Met ander woorde, goedere vir die ander goedere geruil. In hierdie 2 verse is Jesus lojaal in sy ruilaanbod. In ruil vir ons apatie gee hy sy goud, sy wit klere en sy oogsalf. Hy wil ons verryk met die dinge wat hy as skatte beskou, deur ons te klee in sy volmaakte kleed van geregtigheid. Aangesien dit apatie of lou warmheid veroorsaak as ons gemaklik voel met ons situasie, raai Jesus ons aan om 3 dinge te doen. Eerstens, koop goud wat gelouter is. Ons moenie tevrede wees met halwe waarheid of 'n oppervlakkige studie van die Bybel nie. Ons moet menslike leerstellings verwerp en dieper delf in ons studie van die Bybel om alle onvolmaaktheid uit
ons begrip daarvan te verwyder. Die tweede ding wat Jesus aanbeveel is, koop wit klere. Om Jesus se geregtigheid as die enigste weg tot verlossing te aanvaar. Om onsself met ons eie regverdige dade aan God voor te stel, is om onsself naak voor hom te wys. Die derde punt wat hy sê is, koop oogdruppels. Ontvang die Heilige Gees. Slegs hy kan ons geestelike onderskeidingsvermoë gee en ons oortuig van ons ware toestand. Johannes 16:8-11 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Hy wil ook ons sig herstel, sodat ons die waarheid kan raak sien, te wete dat 'n blywende hegte verhouding met hom ons hele lewe ingrypend sal verander. Jesus bied ons alles wat ons nodig het, veral aangesien ons nie self in enige van daardie behoeftes kan voorsien nie. Slegs hy kan en wil dit doen, maar slegs as ons gewillig is. Is jou toestand van jou geloofslewe te weersinwekkend om vierkantig in die oë te kyk? Watter hoop kan jy egter vandag uit hierdie verse put? Antwoord dit vir jouself. Ons kyk na ons volgende punt, die resultaat. Openbaring 3:20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Daar is 'n probleem. Ek voel geestelik goed, maar Jesus wil hê ek moet verbeter. As ek egter nie bewus is van my behoefte aan verandering nie, sal ek nooit verander nie. Ek sal nooit wil koop wat ek dink reeds ek het nie. Om dit op te los, het Jesus sy eie metodes. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek, en hy voeg by, bekeer julle volgens Openbaring 3:19. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Jesus se teregwysing en straf is nie noodwendig negatief nie. Hy verkies die pad van dialoog. Hy wil stil saam met ons sit en gesels. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Jesus klop aan die deur van my hart en van jou hart en wag geduldig. Hy onderbreek nie my lewe om my te dwing om 'n verhouding met hom te hê nie. Die besluit om dit oop te maak is my en joune. Hier het ons 'n besondere ingrypende beeld. Die God van die heelal aan tafel met die mens. Die Hemelkoning wil saam met jou en my aansit vir 'n maaltyd. 'n Lekker bord kos met wederkerige samesyn en gesprekvoering. Dit is waarna hy uitsien. In hierdie uitbeelding het ons 'n hegte en blywende verhouding tussen God en die mens. Wat meer is, Jesus nooi ons na hierdie feesmaal. Vandag klop Jesus aan die deur van jou hart. Hy roep na jou. Nietemin, jy moet doelbewus kies om oop te maak en hom in te nooi. Hoe kan die oordenking van Golgotha, asook die bepeinsing van daardie kruisdood, jou daartoe inspireer, is die vraag. Ons volgende punt is bevrediging. Openbaring 3:21 sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Jesus weet die pad is nie maklik nie. Hy ken ons pogings om die goud en die kleed en die oogsalf te koop. Hy ken ons stryd om lou warmheid te oorkom, die deur oop te maak en saam met hom in te skakel. Daarom sê hy vir ons, julle kan oorwin, net soos ek oorwin het, volgens Openbaring 3:21.
Hy weet ook dat ons nooit die eerste stap sal neem nie. God het nog altyd die inisiatief geneem. Hy het besluit om ons te skape volgens Genesis 2:7 en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Hy soek ons wanneer ons gesondig het. Genesis 3:8-9 sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hy het homself opgeoffer om ons te red. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wil ons beloon, om saam met hom te sit en vir ewig sy geselskap te geniet, volgens Openbaring 3:21. Die sleutel tot hierdie goddelike gedrag, wat ons nie verdien nie, is liefde. Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Jeremia 31:3 sê, en die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid, staan daar in Jeremia 31:3. Hy wil 'n verhouding met ons hê. Wil ek 'n verhouding met hom hê? Sal ek my hart vir hom oopmaak en hom lief hê, soos hy my lief het? Ons beweeg aan na ons volgende hoofpunt, die realiteitstoets. Ons lees in Johannes 15:1-11 en daar staan, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees. Ons kyk na die loot en die wynstok. Johannes 15:5 sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Kort voor sy dood het Jesus verklaar dat hy die wingerdstok is en dat sy disippels die lote is. Wat het hy hiermee bedoel? 'n Loot kan 'n tyd lank leef sonder om aan die wingerdstok vas te wees, maar uiteindelik sal dit verdor. Sodat ons nie die ewige lewe verloor nie, doen Jesus 'n pleidooi tot ons, bly in my. Johannes 15:4 sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. In die 11 verse waarin Jesus hierdie gelykenis van die wingerdstok en die lote vertel, gebruik hy die werkwoord bly 10 keer. Dit moet iets werkliks belangrik wees. Om in Jesus te bly is 'n teenmiddel vir laudessensiese lou warmheid. Boonop is dit 'n bron van vreugde, Johannes 15:11. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees.
Maar hoe kan ons in Jesus bly? Deur te doen wat hom behaag, dit wil sê, sy gebooie te onderhou. Johannes 15:10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar het en in sy liefde bly. Dit is 'n liefdevolle reaksie op die liefde wat God aan ons bewys het. 1 Johannes 4:19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jesus se boodskap in 'n neutedop aan ons is, net soos die Vader my lief gehad het, ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. Niks is so oortuigend, niks het soveel trekkrag as die liefde van Jesus nie. Wat meer is, wanneer mens daarmee vertroud is, noop dit jou tot 'n reaksie. Jy begin om God en jou medemens aktief lief te hê. Ons volgende punt is die sap. Johannes 15:4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle as julle nie in my bly nie. In die winter is die takke aan die wingerdstok vas, maar hulle dra nie vrug nie. Hoekom? Omdat hulle nie sap ontvang nie. Eers wanneer die lente aanbreek, ontvang hulle die sap van die wingerdstok en dan kom die lote, die seënings tevoorskyn. Die Griekse woord wat deur Johannes gebruik word, kan ook verwys na die takke wat afgebreek en terug op die wingerdstok geënt is. Of ons nou sagte lote of gebreekte takke is, een ding is duidelik, ons het die sap van die wingerdstok nodig. Waarmee kan ons hierdie sap vergelyk? In dieselfde diskurs in Johannes 14-17 gee Jesus vir ons die verduideliking. Die Heilige Gees is die een wat in ons werk om ons lewe te gee as ons dit so begeer. Want die Heilige Gees is ons trooster. Johannes 14:16-17. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ook die Heilige Gees openbaar Jesus aan ons, Johannes 15:26, maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Ook die Heilige Gees oortuig ons van sonde, Johannes 16:8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy lei ons in die volle waarheid, Johannes 16:3. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan weer deur hierdie lys waarin die take van die Heilige Gees uiteengesit word. Hoe kan elkeen 'n uitwerking op jou verhouding met God het? Ek sluit af met 'n kwotasie uit Testimonies for the Church. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Testimonies for the Church, volume 4, bladsy 100. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Testimonies for the Church, volume 4, bladsy 88. Die goud wat hier aanbeveel word asof dit in die vuur gelouter is geloof en liefde. Dit maak die hart ryk, want dit is gereinig totdat dit suiwer is. En hoe meer dit getoets word, hoe helderder is sy glans. Die wit klere is reinheid van karakter, die geregtigheid van Christus wat aan die sondaar gegee word. Dit is inderdaad 'n kleed van die hemelse tekstuur wat slegs van Christus gekoop kan word vir 'n lewe van gewillige gehoorsaamheid. Die oogsalf is daardie wysheid en genade wat ons in staat stel om tussen die kwaad en die goeie te onderskei en om sonde onder enige dekmantel te bespeer. God het sy kerk oë gegee wat hy van hulle vereis om met wysheid te salf, sodat hulle duidelik kan sien, maar baie sou die oë van die kerk uitsteek as hulle kon, want hulle wil nie hê dat hul dade aan die lig kom nie, sodat hulle nie bestraf sou word nie.
Die goddelike oogsalf sal helderheid aan die begrip gee. Christus is die bewaarder van die genadegawes. Hy sê, koop van my in Openbaring 3:18. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir nog 'n kwartaal. Dankie dat ons weer hierdie kwartaal in U woord kan delf, Heer. Help ons om 'n beter verhouding met U te bou. Help ons om ons verhouding met U te laat oplewe. Heer, ek bid dat U ons sal help om die goud van U te koop, om die wit kleed van U te kry en die oogsalf om ons oë mee te salf sodat ons kan sien. Heer, help ons om introspeksie te doen, om eerlik ons verhouding met U te evalueer. En Heer, help ons deur middel van die Heilige Gees om die veranderinge in ons lewens te bring, sodat ons verhouding met U selfs nog sterker kan wees. Ons kan dit nie onsself doen nie, ons het U nodig. Dankie vir dit, is ons gebed in Jesus naam. Amen.